Vader, dankie, die settings, Heilige Gees. Ons vertrou U vanmôre en ons dankie dat U beweeg van sitplek tot sitplek, van persoon tot persoon, van hart tot hart. Dat in elkeen se lewe vanmôre iets nuuts sal doen. Dat U vanmôre die woord vir ons sal breek, vars brood uit die hemel, wat in ons skote val vanmôre. Ons dit kan neem en eet, sodat ons versadig kan word, Here, in Jesus Christus se naam. Dankie vir die kosbare woord wat die waarheid is, wat lewe is. En ons weet vanmôre, Here, dat er 'n ingang sal vind in elkeen se hart, in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons dankie daarvoor, ons prys U daarvoor, en al die kinders van die Here vanmôre sê, amen en amen. Kom ons sê dankie vir Jesus vanmôre. Romeine 12. As jy soontoe wil blaai, as jy die Bybel saam met het, Romeine 12, die tweede vers. Ons maak vanmôre klaar met ons reeks oor die volkomme mens deel 4. En die subtitel van my boodskap is vernuwe jou gedagtes. Ek gesê, ek gaan by die gedagtes uitkom. Vernuwe jou gedagtes. Kom ons lees dit wat die woord sê in Romeine 12, die tweede vers. Duidelik skryf Paulus aan die Romeine die volgende. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig of gehoorsaam nie. Dan wat Jesus sê, hy sê ons moet nie bekommerd wees dat hy kan die wêreld oorwin nie. Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volksmaakte wil van God is. Engels Bybel sê, do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually, by the renewing of your mind, focusing on godly values and ethic attitudes, so that you may prove to yourself what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Dat die woordjie daar beteken, Engelse, Griekse woord, ek gaan nie uitspreek, is 'n lang woord, beteken eintlik refers to the process that leads to an outward permanent change. A permanent change. En dan wat pastoor gesê het, en ek herhaal het weer 'n keer vanmôre, dat dit weer insink of ek net 'n bietjie aanwakker. Ek het gesê dat verandering in ons lewens begin innerlik. Innerlik. Amen. Voordat dit uiterlik sal verander. So ons moet eers innerlik verander voor ons dinge uiterlik kan verander. Dis 'n uitgemaakte saak. So die Here werk van binne na buite, waar die duiwel werk van buite na binne. Tweedens het ek gesê dat die gedagtes is die ingang na jou geestelike mens. Anderswoorde, ons praat van die 5 sintuie wat saamspeel, né? So jy hoor, sien en proe speel 'n belangrike rol van die sintuie. En dit kan 'n ding trigger en jy weer terugvat na ander dinge, ek gaan verduidelik terug in die verlede wat jy gedoen het, waar jy na verlang, al die goede. So, gedagtes is die ingang waar die liggaam, ek praat van die liggaam, die uitgang is. Dit het pastoor gesê, dat die uiting word gegee deur die liggaam. So wat binne plaasvind, moet uiting kan gee uit op einde van die dag. En dit word gedoen deur die liggaam. Jou brein nie binne sê vir jou liggaam om sekere dinge te doen. En dit is of jou liggaam sê om te sondig saam met vlees, of jou liggaam sê om sekere dinge te doen. Soos ingang en uitgang, ons moet onthou. Met ander woorde, the battlefield is in the mind. Saad van buite word geplant in ons gedagtes,
En op die einde van die dag reageer die liggaam op dit wat ontvang was. Ek het ook gesê, wat ek net daarby byvoeg, is dat die saad wat in jou geestesmens val, kan goeie saad wees of onkruid wees. En jou gees kan nie onderskei wat goed en kwaad is, as ek so mag gebruik. Wat onkruid is en wat goeie saad is nie. Verstaan? So alles groei, daar is soveel skrif wat ons skryf. Hier is in self gepraat wat dit groei, onkruid en die korings groei saam. Moet dit nie uittrek, jy wag tot dit ryp is, dat jy sien wat die onkruid is, raak wel staan aan van die onkruid, en los die koring, as jy anders gaan jy die koring en die onkruid uittrek in die begin. So jou innerlike mens kan jy onderskei, die saad wat geplant word, en wat hy neem alles in. As dit kan onderskei, kan ons baie maklik ontslag raak van die onkruid. Maar hy onderskei dit nie, is ons werk om ontslae te raak van dit. Luister, derdens, ek en jy moet al hierbo, waar het geplant word, moet ons die gedagtes sif. Die Bybel sê ons moet elke gedagte gevange neem. Luister wat pastor vanmôre, as dit nie klop met die woord nie, dan doen jy iets omtrent. As jy iets kry in jou gedagtes, jy is jou moeg vir jou vrou vir al die jare, of vir jou man, en jy hoor jou stemmetje, jy kan maar skei vir hom, weet as jy van die Here af nie. Baie ons sê, halleluja. Ja. Of jy iets ontvang, en jy weet dis die woord van die Here, weet dan dis nie van God af, nie dis van die vyand af. Neem daai gedagtes gevangene tot gehoorsaamheid in die woord, sê ek gaan nie dan nie, ek het laas weer gesê wat ek altyd gedoen het, maar hy dan kom, begin ek so my koortjie hardop sing. Ek neutraliseer hy ding, ek stop hom net aan sy spore. Voor ek kan ingang vind in my hart, doen iets omtrent nie, moet nie dat ding pamperlang nie, moet nie dat ding koester nie, dan het jy probleme. Stop dit. Moet nie daarop reageer nie. So, ons moet dit sif voor het ingang vind na ons geestesmens, 2 Korintiërs 10 vers 5, gaan lees dit. Onthou elke aanhoudende denkpatroon, goed of sleg, word later 'n vesting in jou gedagtes. As ek gaan slaap met vrees, en ek staan op met vrees, en ek loop hierdie dag met vrees, en ek praat vrees, allerlei dinge, word die 1 garmdraadjie word later 3 garmdraadjies, dan word later 4 of 5 garmdraadjies, dan kan jy glad nie breek nie. Verskoon, kan ook glad nie breek nie. Hulle is te sterk. So ons moet dit breek daar waar het inkom kan soek in ons gedagtes. Moet jy daai garmdraadjie breek as jy's 'n leienaar duiwel. Ek kan nie meer vrees nie, want God het my nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie. Liefde selfbeheersing. So ek gaan nie daaraan dink nie, ek gaan nie vrees nie. Ek gaan net elke kans skep my lewe nie. Stop het voor het ingang vind in jou hart wanneer hulle vesting word. Vierdens, kan hierdie dinge van buite af kan van 3 bronne en van binne af van 3 bronne afkom. Nommer 1 kan dit kom van die geestelike atmosfeer. Dit kan 'n gedagte van God homself wees, die Heilige Gees. Engele of selfs bose geeste kan inkom. Hierdie gedagtes voel dikwels so skielike inspirasies, diep oortuigings, waarskuwings of versoekings. Hulle kom nie deur die gewone sintuie nie. Hulle word innerlik geestelik waargeneem. Dan kry ons die sielgedeelde mentale of sielatmosfeer. Dan is die gedagte dat deur jou eie verstand gegenereer word, dingetjies wat ons self aan dink, gebaseer op jou herinneringe, emosies, redenasies en verbeelding, en jou sintuie ook natuurlik. Dis jou natuurlike denkmasjien wat werk op grond van wet wat jy geleer het, ervaar of geglo. Soos ek sê altyd, jou gewoontes wat jy aangekweek het. Ons het nie altyd goeie gewoontes aangekweek nie, kom nou mense. Maar
van die gewoontes wat ons aangekweek het, is slegte gewoontes. En die slegte gewoontes trek jy weg van die dinge van die Here af. Ons luister na die goed wat nie reg is nie. Ons moet kyk na dit en ons moet werk maak met dit. En dan laastens is die fisiese atmosfeer. Gedagte wat getrigger word deur wat jy sien, hoor en aanraak. Breek of proe. Byvoorbeeld, jy sien kos en dink ek is nou honger. Wat ek jy laas vertel het mos waar ek die brood ryk en tuin stukkie, wil ek teruggaan as 'n jong seun. Sensoriese ervaring stimuleer gedagtes wat aan jou liggaam gekoppel is. Maar oor dit trigger daardie ding. En dan dink jy van die Here af so. Jy moet dit so seker maak wanneer ons iets ontvang wat van die Here is, van myself of van die duiwel is. 5de punt. Kom Paulus en hy skryf die volgende. As jy word in hierdie wêreld gelykvormig nie, don't copy the behavior and customs of this world. Don't copy the behaviors and customs of this world. Ons is so geneig om na die buitekant van die koppie te kyk, om dit skoon te kry, dat ons miskyk wat binne die koppie is. Amen. Hallo. Amen. Ons sal pragtig aantrek, ons sal mooi aantrek. Mooi is goed wanneer 'n mens mooi aangetrek is. Na jouself omsien fisies. Maar baie keer spandeer ons so baie tyd fisies, die uiterlike van die mens, dat ons die innerlike miskyk, die binnekant van die koppie. Hoe lyk dit in die binnekant van die koppie? En as ons dan agterkom en lyk dit in die binnekant van die koppie so baie keer te laat, want daar soveel gemors van die vyand daarin geplaas het, dat dit 'n lang tyd gaan vat om die binnekant van die koppie skoon te kry. So dit is belangrik om buite en binne aandag te gee aan die koppie wat jy het. En wat Paulus eintlik hier sê, is stop om dit te doen. As jy weet dat dit jou gaan vang, ek laas weer gesê, stop dit. As jy weet gaan vang, as jy iemand gaan skakel, jy gaan kwaad raak, stop dit. Hoekom wil jy daai persoon bel? En dat jy weet as jy persoon, kan 'n familielid wees, dan is jy opgewonde agterna. Los dit, moet ek persoon bel nie. Hy sê dat Paulus sê iets interessant en mooi vertaling. Stop ons soos 'n earth dweller te wees. En soos 'n earth dweller op te tree. Kom ek stel dit so. Wat jy doen wat verkeerd is en teen die God se woord is, stop dit. Hoekom moet jy dit toelaat dat die duiwel jou liggaam, jou gedagtes gebruik as 'n asblik? As 'n dumping place. Hy kom met sy gemors en hy kom damp dit in jou lewe. Hoekom doen jy dit? Want as daar jare die dinge jare afskuwlik en lelik vir jou was, hoekom koester jy dit vandag en laat dit toe in jou lewe? Ek kan dit nie verstaan nie. As jy vir 'n sekere ding nee gesê het in die begin, toe die Here jou siel gered het, en dit was afskuwlik en lelik, hoekom keer jy dit nou goed in jou lewe? Wat het verander? Dat jy dieselfde ding nou doen wat jy afgekeer het soveel jare terug. Wat het verander? Wat het verander dat jy dieselfde ding doen? Ek verstaan dit nie. As jy nee gesê het vir daai dinge daai jare, hoekom sê jy nou ja daarvoor? Dis ding wat my dwars in die krop steek. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek het vir baie dinge moes ek nee sê. Ek moes so baie dinge ontslaa raak. Ek moes van vriende ontslaa raak ook. Ek moes van baie dinge ontslaa raak. Ek moes hulle een kant toe skuif
om in die perfekte wil van God te kom. En ek vandag presies dieselfde nog, ek kompromieer nie. Hoekom moet ek dit wat ek afgelê het daar vandag toelaat, of net 'n pinkie gee? Jy kan dit nie doen nie. As jy 'n pinkie gee, gaan jy inkomkans in jou lewe. Wees man, staan op 'n sekere daai tyd geweier, ek weier vandag. As iemand jou uitnooi na iets sê, ek doen dit nie meer nie. Ek sê altyd, ou sê, soek jy doppies, ek nee, ek het lank die borrel gelos. Verstaan? Jy kan nie mense, jy kan nie kompromieer ter wille van. Jy kan nie kompromieer om ander tevrede te stel nie. Ek kan nie eens kompromieer in die mooiste van die woord in my liefde, ja, maar ek kan nie kompromieer nie. Ek kan nie kompromieer en daal op daai vlak waar die Here vir my sê, ek mag dit doen. Ek stop dit. Wat gaan ek verloor? Gaan vriende verloor, vriendskap verloor, maar liewers dit is dat ek God verloor. Moet ek nie doen nie. Moet nie die pas of die patroon van die wêreld volg nie. Breek met die wêreld. Dis wat hy daar sê. Word hierdie gelykvormige bedeelheid, breek met die wêreld, moet nie die pas van die wêreld volg nie. Ons moet wegkom daarvan. Ons moet nie deelneem daaraan nie. Want as die wêreld jou bied, ek het laas vir gesê, die duiwel kleer sonde so mooi in, dat jy jou vang met sonde. As sonde lelik was in die sin van die woord, sonde is lelik, maar hoekom vang jy dan met sonde as dit lelik is? Want hy kleer dit in vir jou, dat dit mooi lyk. As jy daai struik getrap het, gaan die volgende dieselfde struik trap, so los dit liewester, breek met die wêreld, breek, die wêreld kan jy niks bied nie. Ons is in die wêreld, ons is nie deel van die wêreld nie, dis wat die Bybel sê. Ek is hier vir 'n spesifieke doel, om die werk van Jesus te doen hier. Ek is ambassadeur, nie so ambassadeur in die wêreld hier vir Jesus, om ander te bereik. Ons staan in die plek van hom in die wêreld, maar ek neem nie deel in die wêreldse dinge nie. Dis 'n groot verskil. So breek by die dinge van die wêreld. Al ek het doen lekker, sê ek weier om dit te doen. Nou wat moet ons doen? Wat moet ek jy doen om weg te kom van die wêreld, die aantrekkingskrag van die wêreld? Wie die wêreld die aantrekkingskrag? Sonde te aantrekkingskrag. Dit trek mense. Wat doen ons om weg te kom daarvan, en daai vrye dinge net te sê? Paulus sê, heel eers word verander. Ons moet verander word. Transformed in die Engelse Bybel. Dis 'n opdrag wat 'n leefwyse word later van tyd. Dis nie eenmalige ding wie sê ek gaan dit verander nie. Dis 'n dag tot dag ding wat jy ding moet aflê en voor moet nee sê en van ontstaan moet raak. Dit word 'n leefwyse as jy opstaan sê ek gaan dit nie doen nie. Voor jy gaan slaap sê ek gaan dit nie doen nie. As jy die dag gesê ek gaan dit doen nie, dis 'n leefwyse, jy weier om dit te doen. Die duiwel kan niks doen nie. Jy moet van jou kant af, moet jy jou deel bydra sodat God sy deel kan doen. Ek weier dit, hy kan niks meer doen nie. As jy dit nie weier nie, ek weier dit Satan, ek sal nie, ek gaan verander word. Dis 'n opdrag wat in 'n leefwyse word. Dis nie iets wat onmiddellik gebeur nie. Dis 'n proses waardeur ons moet gaan elke dag. Van die môre tot die aand. Ek sê vir mense inderdaad, weet jy, ons is dag tot dag as ons betrokke in geestelike oorlogvoering. As jy weet bid vir jouself, jy weet bid vir die kerk, as jy weet bid vir die kerk, jy weet bid vir jou kinders, as jy bid vir jou kinders, jy weet bid vir jou vriende. Ons is telke male betrokke in 'n geestelike oorlogvoering. En die Here ken my hart vanmôre. Dis hy bombardeer ons nou met missiele, atoombomme nou die laaste tyds. Om jou van koers af te kry, as jy ingehet in jou. Jy moet weerstand bied teen die aanslag. Teen elke gedagte, as enige ding jou gedagtes implant. En mense glo dit hoor. Dat Jesus hierdie lief nie, mense glo dit. Die Here stel nie belang nie, mense glo dit. Allerlei klomp dinge.
Jy hoef nie so lank te bid nie, mense glo dit, wie Bybel lees die mense glo dit. Hulle glo dit. Want as jy kan wegkry van jou gebedslewe en weg kan kry van jou woord wat jy lees, het jy wat jy wil hê. Ons moet aanhou bid, aanhou die woord lees. Die woord word verander, luister mooi, dui op 'n voortdurende proses, luister mooi wat hy sê, van 'n innerlike transformasie, nie uiterlik nie, 'n innerlike transformasie, dit word hier binne gedoen. As ek binne verander, kan ek dinge buite. Hoe kan ek vir my kinders sê om sekere dinge te doen en ek het nie binne verander nie? Hoe kan ek vir sekere mense sê, doen dit met presies dieselfde? Kom na mense. Hoe kan ek van die mense preek en sê, doen dit, en ek doen dieselfde? As ek sê, bid, ek bid. As ek sê, gee, ek gee. Wat ek doen, vra die mense wat ek verwag, julle om dieselfde te doen. Ek kan nie vir mense sê, doen dit en ek doen dit self nie. So ons kan breed met daai dinge, wegkom van die wêreldse plesier af, en ons moet in ons innerlike mens vernuwe word, transformeer word, iets moet gebeur in ons binneste. Dit gaan 'n proses wees van transformasie in ons hart en ons innerlike mens. Dis die eenmalige gebeurtenis nie. Die Here gaan die stoeiwerk doen. Hy gaan die skaapwerk doen. Hy gaan die skuurwerk doen. En dit is baie keer nie aangenaam nie. Kan ek maar sê vanmôre, pas op wat jy vir die Here vra. Here verander my. Weet jy wat jy vir die Here vra as jy vir die Here sê, vir die Here vra verander my, weet jy wat jy hom vra? Ons moet absoluut versigtig wees. Dis 'n leefwyse. Maar 'n lewenslange proses waarin mense denke, waardes en gedrag hoe meer 'n lyn met God se wil kom. Dis 'n innerlike verandering wat uiterlik sigbaar word later van tyds. As jy innerlik verander, gaan dit uitvloei na buite toe. Mense sal optel. Jy hoef hulle niks te vertel nie. Hulle sal dit op jou gesig sien. Hulle sal dit met jou oë sien dat daar binne 'n verandering plaasgevind het. En dieselfde dat jy ook sien wanneer mense die bid en die woord is hier, so dat uiterlik ook optel. En in 'n gesprek sal jy optel of mense net woord gesels of wat gesê, maak nie saak nie. Jy sal agterkom waar mense verander is innerlik, dat 'n transformasie plaasgevind binne-in. Every believer can now wear the, luister mooi wat hy sê, gaan verstadig lees. Every believer can now wear, hoofletters the P, hoofletters the B, hoofletters the P, hoofletters the G, hoofletters the I, hoofletters the F, hoofletters the W, N, hoofletters Y, hoofletters, lees dit weer. P, 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 G, I, F, V, M, I. We can wear that badge. It means, this button means the following. Please be patient. God isn't finished with me yet. Amen. Skryf ek neer. Dis 'n hoofletter P. Dis 'n hoofletter B. Weer 'n hoofletter P. Hoofletter G. 'n hoofletter I. Hoofletter F. Hoofletter W. Hoofletter M. Hoofletter Y. Wat beteken, please be patient. God isn't finished with me yet. Ek en jy is ware bloedgewaste kind van die Here, behoort alles te dink as die wêreld daar buite. Amen. Amen. Wat doen jy? As mense instap in jou huis, hulle kom kuier, almal hulle praat as negatiewe dinge, van die begin tot die einde toe. Ga jy hulle vra om iets anders te sê, of ga jy hulle stop en vir julle saam gesels? Los jy dit?
leiding op jou. Wat doen jy as al wat mense praat as negatiewe dinge, van die begin tot die einde, dis wat gaan gebeur in die wêreld, dis wat gaan gebeur, wat doen jy? Maak hom stil, maak haar stil. Of probeer die gesprek heeltemal verander, want gaan jy luister, word jy deel van die gesprek later van tyd, as in uitstap, is jy net so depressief soos hulle wat ingestap het daar. Jy stop dit. Jy stop dit, ons moet anders te behoort te dink, anders te praat, anders te op te tree as die wêreld daar buite. Mensdom. The problem with many Christians is they live life based on feelings. Or they are only concerned about doing. The life based on feelings says, how do I feel today? Wie dan opgestaan het, word ek vroeg vandag, ek voel nee, gaan nie vanmorgen kerk nog nie. Kom dan, moet jy sê, allemaal sê, pastor, dis so. How do I feel about my job? Ek hoor hulle gaan mense afbetaal, ek wonder of ek een van hulle is. Jy gaan een van hulle wees dan. Kom nou mense, luister wat pastoor sê. How do I feel about my wife or my husband? Hallo? Hoe voel jy teenoor jou man en vrou? Wat sê jy? Wat sê woorde kom uit jou mond uit? Woorde dra krag. How do I feel about worship? As jy met die Here moet aanbid, as jy reg voel, gaan jy Here nooit aanbid nie. Net so. Net so. As jy Here moet aanbid, jy gaan as jy werk toe gaan, gaan jy Here nooit aanbid nie. Want jy weet jy is op pad werk toe, jy weet nie wat vir wag daai kan by die werk nie. Jy gaan God nooit aanbid nie. Ons kan nie volgens die gevoel reageer nie. Ons moet volgens die geloof reageer. Halleluja. How do I feel about the preacher? Ek sal maar nie vra nie. This life by feeling will never know the transforming power of God because it ignores the renewing of the mind. So dat nooit sien. Wat sê die psalmdigter? As ek kyk na die wind voor ek saai, sal ek nooit saai nie. As ek kyk maar uit die weerdag, gaan ek nooit saai nie. Ek kan nie na die fisiese dinge kyk voor ek dinge doen nie. Ek moet by die Here hoor wat om te doen. Ek moet deur geloof baie keer stappe neem sodat daar 'n reaksie kan wees agterna. Ek kan nie net op volgens my gevoel gaan nie. As ek moes volgens gevoel geval het om in die bediening gegaan het om die bediening bestaan as ek vandag hier nie. Nou wat ek gekyk het, nou wat vir my gesê was, al die dinge was ek nooit hier gewees nie. Ek kon nie. Die Satan sal 'n swaksie gee om dit te gebruik teen my nie. Kan jy op gevoel gaan nie? Mense, hy gebruik dit. Hy gebruik dit. Luister. The life based on doing says, the life based on doing says. Just tell me what to do. Give me the 4 points for this, and the 7 keys for that. This life of doing will never know the transforming power of God because it ignores the renewing of the mind. Never. Luister, God loves us too much to let us stay as we are. Geestig gesproke, as jy nie omgegee het vir ons nie, is nog op die borrels gesip al die tyd en dammies in die mond geestelik gesproke.
op een plek water getrap is soos 'n blessoender en nêrens gekom het nie. Maar omdat hy wil hê ons moet vrug wys op die einde van die dag, ons moet groei toon, vat hy ons na 'n volgende plek toe. Johannes sê dit duidelik, jy word eers 'n baba waar jy melk drink. Daarna op die volgende plek word jy 'n jong man wat kan onderskei daarom, en derdens word jy volwasse man, 'n vader wat weet wie God die Vader is en weet hoe God die Vader werk. Met ander woorde, as 'n groeiproses van baba stadium tot by volwasse stadium. En dit is waar die Here ons wil hê. Ek kan nie net op Paulus het self geskryf, hy sê, kan met julle praat nou nie. Ek kan nie vaste spyse vir julle gee nie. Ek kan julle nie bedien met vaste spyse nie, want jy is nog steeds op melk. Julle keer elke keer terug na die bekeringsstadium toe, jy moes lank al verby dit gewees het. Die Here het jou siel gered, onthou dat hy jou siel gered, beweeg aan. Gaan na die volgende stappe toe. Dit is wat hy doen op 'n einde van die dag. Ons kan dit nie toelaat nie. Ons kan dit nie toelaat nie. Ons moet toelaat dat die Gees ons innerlik vernuwe. Dan gaan hy daar, hy sê daar, iets interessant. Word verander, transformed sy, dis te mooi, hoe hy sê, hoe? Deur die vernuwing van julle gemoed. Ander vertaling sê deur die vernuwing van julle gedagtes. Hy red my siel. Jy weet wat ek gaan sê. Hy verkoop my gees. Dis God se werk. Maar as ek jou in my werk om die gedagtes te vernuwe deur sy woord. So die Here my siel red en hy red my siel en hy verkoop my gees sodat hy kan kontak maak met my deur sy gees. Kan ek nie nou agteroor gaan sit en sê ek gaan na die hemel toe nie, op 'n evangelie wa gaan klim en nou gaan ek hemel toe nie. Nee, jy moet iets doen van jou kant af om die gedagtes in lyn te kry met die woord van die Here. Doen jy dit nie? Dis taboe. Verander jy die gedagte, jou denkpatroon wat jy gehad het vir al die jare, moet jy nou heeltemal omswaai. Wat al jy al gedink het, wat jy ook al gespreek, is 'n denkpatroon wat geword het vir al die jare, oor vir 30 jaar, 50 jaar, 10 jaar was maak nie saak nie, was dit 'n denkpatroon waar volgens jy geleef het, jy daai denkpatroon gevolg, jy het nagekom tot op die laaste tee. Nou moet jy verander en nou moet jy die ander denkpatroon in jou lewe kry. En dit is om God te volg en volgens sy standaarde te leef. Dis nie oornag dit wat gaan plaasvind nie. Dit gaan 'n battle wees van die môre tot die aand. Hy sê vernuwe julle gedagtes. Nou, kom ek net 'n bietjie stil staan. Ek praat nie van jou brein nie. Want ons praat van hart in die woord, dis nie die hart wat klop nie. Dis die geestesmens wat hy aanspreek as die hart. Amen. Want hy praat van die gedagtes, praat hy nie van jou brein nie, gaan nou vir jou verduidelik. Hy praat van dit wat innerlik plaasvind, ek gaan nou verduidelik hoe werk dit. Kom ek nou 'n voorbeeld gou dat jy kan verstaan. When I decide to forgive someone, that decisions happen in my will and my mind. Inner man, inner man, geestesmens. Ek het 'n besluit geneem, ek gaan vir Koos vryspreek, ek gaan vir Koos vergewe. Is 'n besluit wat ek neem in my gedagte, die besluit wat ek neem in my innerlike mens, die binne word gedoen. Nou sê ek gaan op vryspreek. Nou kom die brein in daar. Die brein just helps you to carry out the decision physically, like speaking or writing it down. So my brein trigger my liggaam om op te tree, om te sê, hoor ek is jammer Koos, ek vra vergifnis, om 'n brief te skryf, maak 'n sakkie. Dis waar die brein in kom.
Want alles is gelek aan die brein toe, want as jy brein dood is, die liggaam ook dood. Verstaan? So innerlik vind dit eerste plaas. Dan sê die brein vir die liggaam doen dit. As er lelike dinge is, doen die liggaam lelike dinge. As dit goeie dinge is, doen die liggaam mooi dinge. So die brein sê vir die liggaam om dit te doen. En dit kom van die innerlike mens af, binne af. Onthou dit altyd. Niks met die brein te doen daar, wat hy vraag van die gedagtes nie. Luister mooi. Vernuwing spreek van verandering. Dis wat ek bedoel. Soos ons gedagtes vernuwe steeds, dan moet 'n verandering plaasvind in ons gedagtes. Met ander woorde, ek moet my denkpatroon verander. Dit is 'n sekere gewoonte, jy het sekere tyd, jy sekere gewoonte wat jy gaan bad, is jouself regkry vir die bed, sekere gewoonte waar jy gaan slaap, sekere gewoonte waar jy gaan opstaan, en so gaan jy aan, soos iets wat ingeprent word, innerlik ingeprent word, en volgens dit werk jy. Net so wat dit kom by gebed, jy sekere tye waar jy gaan bid, sekere tye waar jy stilte tyd gaan hou, is dinge wat ingeprent is. Maar daar is ook sekere dinge wat jy doen, wat is 'n lelike gewoonte, is nie mooi gewoonte nie, wat nou moet verander word en inpas by God se wil, volgens die woord van die Here. Ek bedoel dit vernuwe, ek moet vernuwe, dan moet 'n verandering plaasvind daar. Many books can inform, but only the Bible can transform. Die Bybel kan verander. Wat wil pastoor sê? Spandeer tyd in die woord, want die woord is lewe, en dit bring lewe. Plaas op hierdie aarde sal eendag vergaan, maar die Bybel sê, maar die woord van God sal bly staan tot in ewigheid. Ons kan die woord nie verander nie. Word vernuwe, sê hy, met ander woorde, word verander. Waar moet ek verander word? Aan my gedagtes. Nie hier nie. In my innerlike mens se gedagtes, en daai woord is eintlik maklik om uit te spreek. En ek het gaan kyk weer. En ek het dus vinnig gaan kyk en 'n naslaagwerk gedoen. Daar's soveel verskillende woorde vir gemoed, gedagtes en allerlei denke. Ek weet nie hoeveel is daar, kan 20 plus wees. Jy praat nie net van ons dink is gedagtes, daar's soveel verskillende, elkeen het 'n verskillende betekenis. Heel interessant gekyk het toe, dat die Eskimos het natuurlijk vertel oor die ysstorie, dat hulle sê ys, geklasje ys een woord, daar is 'n ander woord, daar is 'n woord. As 1500 verskillende woorde wat die Eskimos praat, wat kom by ys. 1500. Ons praat net vir een keer van ys. Hulle het 1500 woorde, verskillende woorde van ys. Weet jy wat interessant is, nog iets interessant wat ek vind, is dat, ek weet nie wat as ek nou oor waar gepraat, ek net nou dink daaroor, maar die Skotte het iets, ek sal op het nou kom, het so iets so 57 verskillende woorde vir iets, ek sal kyk waar ek nie neergeskryf nie, wat hulle gebruik vir 'n verskillende, dis die see, dink ek, verskillende woorde vir die see, 57 verskillende woorde, ek dink is vir die see, ek net seker maak, tot die volgende ek sê, maar dit verander, hier ons het Hebreëse name, en ons het Griekse name, as verskriklik baie, maar hierdie spesifieke woordjie wat hiervan gepraat word jou gedagtes, moet ons gedagtes ons gemoed vernuwe, julle gemoed, die gedagtes beteken, in die Grieks beteken nous, N-O-U-S, nous, net so sê, ek sê maar nous. Die woord beteken iets moois. Wat moet ek in jy vernuwe? Dit beteken ons moet ons verstand vernuwe. Ons moet 'n nuwe begrip hê, waarneming of intellek, dis waar hy van praat. Dit verwys na die innerlike vermoë van 'n persoon om te dink, te onderskei en te beoordeel. En verstaan. In die Bybelse konteks is dit die geestelike, rasionele verstand wat gebruik word in onderskeiding en vernuwing. Nous is deel van die, luister mooi, is deel van die innerlike mens. Kom ek probeer weer vertel, en dis nou opgestaan het, dat ek weer bevestiging gekry. Hoe is dit moontlik as dit die brein was, dat die
ryk man in die doderyk het alles onthou. Terwyl hy daar redeneer, met Abraham aan die ander kant, was sy brein besig om te vrot in die graf, om so word te sê. Maar hy kon elke ding onthou wat hy gesê het, hy kon elke ding onthou wat sy familie besig is om te doen, hy kon elke ding onthou, waar kom dit dan vandaan as niks met die brein te doen het nie? Dis die geestesmens wat weggeberg is. Soos die Noes is een van hulle, weggeberg, die ander is die Dainoja, maar hier is die Noes, weggeberg daar in die geestesmens. Vermoë van die mens om te dink, te onderskei, beoordeel en te verstaan. Enige mens werk met 'n ander aspekte soos die wil en die emosies, is gekoppel in die wil en die emosies. Dis deur die Noes dat 'n persoon geestelik waarhede kan verstaan en toepas. Kom ons kyk na die kenmerke van hierdie woord. Eerste ding wat hy van praat, is die intellek. Die vermoë om te redeneer en logies te dink, moet verander word. Hy sê verander dit my gedagtes. Dis deel van dit. So die vermoë om te redeneer en logies te dink moet in my geestesmens verander word. Teorie wat hy van praat is begrip, wat deel is van dit. Die vermoë om kennis en inligting te verstaan en te interpreteer is nog iets wat hy mee werk daar in die innerlike mens. Derde een is die waarneming. Die vermoë om geestelike waarhede en realiteite te sien en te ervaar, dit moet verander word. Vierde een is geestelike onderskeiding, die vermoë om tussen waarheid en leuen, goed en kwaad te onderskei, moet verander word. En dis wat mense vashak. Hoekom doen jy verkeerde dinge as jy dit nie kan onderskei nie? So die onderskeiding deel van daai gedagtes wat jy moet verander word, dat jy die regte dinge kan onderskei, die regte dinge kan doen. Intussen kom hulle daai woord gebruik, want dit gaan tot in die diepste wese van die mens, tussen die intellek, die begrip, die waarneming, 'n geestelike onderskeiding, wat nou 'n verandering moet plaasvind, met 'n nooie plaasvind in daai gedeelte, sodat jy reg optree volgens God se woord, nie volgens die wêreld nie. Baie keer wil jy nie reg of verkeerd insien nie. Dit wat verkeerd is, baie keer reg vir jou, want God se woord is verkeerd. Kom nou mense. Intussen kom die wig ingeslaan moet word in daai gedeeltes en dan moet 'n verandering plaasvind in die innerlike mens sodat ons daai dinge kan snap. Dat ons logies kan dink. Dinge kan verstaan. Geestelike waarhede, selfonderskeiding. Geestelike onderskeiding, die vermoë om tussen die waar en leuen, goed en kwaad onderskei. Maar afgesien van dit, moet die Here daarop werk. Anders bly ons gedagtes nog gehoek aan die wêrelddinge na buite. En dis kom Paulus dit sê, hy noem dit daai spesifieke woord, dat dit daai die wig ingeslaan moet word daar, sodat die mens kan verander. En alleen dan kan hy iets plaasvind in jou lewe. En van die dinge wat ek genoem het, is nog nooit in 'n mens se lewe verander nie. My intellek. Baie mense dink nie logies nie. Baie mense vermoë om kennis en inligting te verstaan, hulle verstaan dit nie. Geestelik dieselfde. Is daar 'n probleem? Maar kom ons gaan 'n bietjie verder, ek nou afgehaard op hier. Luister. Die vermoë om tussen waarheid en leuen, goed en kwaad te onderskei, mense doen dit nie. En ons hak vas daar, soos 'n lang speelplaat wat vashak. Maar die woord sê vir ons, Paulus sê, gaan nou vir verduidelik hoe dit sê. Hy sê, word verander daar, dat daar 'n vernuwing plaasvind in daardie gedeelte van jou geestesmens, in daai gedagtes. Daar moet iets plaasvind daar. Vra die Here om dit te doen. Hoekom moet dit verander word? Hoekom moet dit verander word? Hoekom moet die Here my gedagtes verander daar? Luister wat hy sê. Sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil
van God is. Wat is God se volmaakte wil? Sy woord. Maar baie mense aanvaar dit seker dinge in die woord en jy maak seker dinge pas in jou lewe. Jy verdraai die woord so die woord in jou guns is en jy dink jy doen goed. Dit is verkeerd. Ons moet dit kan verstaan. Ons moet daai dinge kan verstaan en ons moet verandering ontvang. In daai gedeelte van die gedagtes. Sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige volmaakte wil van God is. So that you may prove for yourself what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. As 'n skrif in Matteus 6 vers 33 wat ek baie van nou sê die volgende, hy sê, but first and most importantly seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness, His way of doing being right, the attitude and character of God, and all these things will be given to you also. Met ander woorde wat hy daar sê, soek eers God se manier van dinge doen. Soek eers God se manier van dinge doen en die Here sal vir jou gee. Dit sal bygevoeg word. Met ander woorde, by dit wat jy al weet sê, sal die Here byvoeg. Maar ons moet eers soek sy manier van dinge doen. His way of doing things. Sy manier van dinge doen en al die ander sal vir my bygevoeg word. Nie jou wil nie, maar God se wil wat ons vind in sy woord. Dan sê ek, wat is God se wil raak in my man? Wat is God se wil raak in my vrou, my kinders? Dan sê ek, gaan lees die woord. Wat is God se wil raak in my finansies? Gaan lees die woord. Wat is God se wil raak in my huwelik? Gaan lees die woord. Dan bid ons van die woord sê, in die gebed van Jesus, sê ons Vader, laat U wil geskied hier op aarde, net soos dit is in die hemel. Ek kan ons dit alleenlik sê, dit alleenlik bid, as ek in jou gedagtes vernuwe is, en dat dit in lyn is met God se woord. Mense, dit is so belangrik. En die enigste manier om daai punt uit te kom dat dit verander word, is om die woord van die Here te delf. Ek kan vir jou bid, ja. Dit gaan werk. Hier is jou antwoord. Hier is jou antwoord. As jy die woord hardop lees, en jou Bybelstudie doen, moenie lees net daar in jou gedagtes. Vat die woord en lees dit hardop. Jy kan nie glo as 'n impak het in jou lewe nie. Want wat jy nou met jou oë sien, spreek jy, as jy lees by jou oë, dit vind ingang, maar jy spreek dit en dit vang weer ek soos 'n tweesnede swaard wat indring in jou in, wat jy dit doen. Hardop lees. En soos jy hardop lees, onderstreep en skryf neer wat jy sien. Wat die Here oplig en uitlig in hy skrif, en skryf dit neer, en gaan slaan dit na, en gaan sien wat die Here vir jou wil sê. Ek kan profeteer, ek kan vir jou sê wat die Here sê, maar jou beste manier is om te gehoor in die woord wat God van jou dink en wat die Here vir jou wil sê. En as jou gedagtes vernuwe is, deur die woord van die Here, sal jy die stem van die Here ook herken. Kom nou mense, jy sal weet wat die duiwel met jou praat, jy sal weet wat in jou eie gedagtes is, en jy sal weet wat die Here met jou praat. Moenie die Bybel vat en dit afstof en dan lees nie, hierdie Bybel moet sonder stof wees. Ons moet baie keer teruggaan op ons verlede, hoe ek gelees het, lees nog steeds dieselfde as wat ek in die begin gelees het. Bly in die woord, verklaar die woord, wie daai woordjie, wat ons sê ons moet die woord bepeins,
Ons moet dit memoriseer. Daar's 'n woord wat jy vind in die oorspronklike teks wat beteken mutter. M-U-T-T-E-R, mutter the word. 'n mutter the word is beteken lees dit hardop, lees dit hoorbaar, dat jy dit kan hoor wat jy lees. Omdat lekker is as jy hardop lees, bly jy wakker. Kom nou. As jy hardop lees, jy gaan slaap jy. En jy raak aan die slaap. Ek lees my skrif hardop. Ek verklaar my skrif hardop. Dis die enigste manier. As ek hoofstukke vir hoofstuk kan, lees ek dit hardop, want ek weet die woord is lewe. Ek weet die woord bring lewe. En dis ek lees, verander dit my gemoed, my gedagtes, my noes in my binnekant. Dit wat Paulus hier skryf, wat verander moet word. My intellek, my begrip, my waarneming, geestelike onderskenning word verander. As 'n verandering wat plaasvind in my gedagtes. Ek kyk na mense anders. Ek praat anders met mense. Ek antwoord hulle anders, want my gemoed is verander. As jy teruggaan op die ou gedagtes, dan snou jy na mense. Jy skop die hond, jy klap die voël. Ek is al woord klaar kom. Kan nie so die woord van die Here klaar kom. As jy 'n nuwe skepsel wil wees, jy wil aangaan, en jy wil groei, geestelik groei, bly in die woord. Gee die Heilige Gees die ruimte om die werk in jou gedagtes te doen. Gee meer ruimte om daai snoewerk te doen, dat baie keer lekker is. Gee meer ruimte, sodat jy kan verander word. Jy moet vernuwe kan word in jou gemoed. Jy moet vernuwe kan word in jou gemoed. Dan eers sal ek verstaan. Dan eers sal ek verstaan wat die Here van my wil sê. Dan kan ek beproef van die goeie, welgevalle en volmaakte wil van God is. Jy bereid om dit te doen. Jy bereid om 'n dader van die woord te word. Ek gaan vir bid vanmôre, al wat ek kan doen, maar jy sal moet optree en nou 'n ding doen. Jy sal daarom moet doen vir die woord van die Here word begin lees. Daar's nie 'n psalm in die Bybel wat ek nie hardop gelees het. Lees nie. Ek is nou by Kronieke, ek lees daai Kronieke hardop. Eerste en tweede Kronieke begin ek van vooraf weer lees ek eerste Kronieke en tweede Kronieke. Dan gaan twee Kronieke en eerste Kronieke. Ek lees daarvan. Elke keer hardop lees kom maar iets wat ek kry. Want jy kan die woord van God nooit uitput nie. Ja, kan my uitput nie. Dit is lewend, mense, die Bybel sê ander ding sê, dit is God se woord is 'n hamer, eerstens, en tweedens is God se asem. Ons het die geleentheid gee om dit te doen dan in die week wat voor lê. Maar vakansiedae, maar die vakansiedae kan jy doen. Sit daar in jou plekkie, voor jou rekenaar, waar ook al in jou plek by slaap, in jou bidkamer, maak die Bybel op en begin hardop lees. Lees ons 'n paar hoofstukke hardop. Al lees jy die hele boek deur, begin weer voorlees en weer 'n keer hardop deur. Moet jy begin sê, hoe voel jy nou? Voel jy bietjie siek nie? Jy sê vir mense, Lena, voel okay. Lees die woord, lees die woord, lees die woord, lees die woord. Kan jy sê almal op die woord se môre. Ons sê dankie vir Jesus. Kom ons staan. Kom ons sing uit, kom ons verheerlik sy naam. Kom ons verheerlik sy naam. Alles ander, naam van Jesus nooit. Kom ons sê